Die ou kanseltjie is maar klein. Maar Sarah sal die nodige doen. Trevor, baie dankie. Net die blote feit dat jy vandag hier is, beteken vir my geweldig baie. Sure. 'n man, soos ons verlede week ook gesê het, wat saam met my 'n lang pad geloop het. En dis is 'n groot voorreg dan vandag om in jou teenwoordigheid hier te staan en vir Arnold die erkenning te gee van dit wat hy in sy hart glo en die pad vorentoe wil loop. Arnold, glo my, ek is 'n pastoor, ek jok nooit, maar dis vandag 22 jaar Ja, en 3 weke ja. wat ek hier my eerste preek gepreek het as presiderende pastoor van die gemeente. Ons het wonderlike tye tegemoet gegaan, groot uitdagings gehad. Maar dit is vandag vir my 'n baie groot voorreg om te kan sê welkom. Sure, dankie. Dankie dat jy aanvaar het om hierdie verantwoordelikheid oor te neem. Ja, En my gebed is dat die drome wat jy droom bewaarheid sal word. amen. Die visie wat jy het vervul sal word. En dat die gemeenskap van die Helderberg kom werklik sal kennis neem van jou teenwoordigheid saam met jou gesin. En ons wat saam met jou hier is sê, ons gaan help om jou hande omhoog te hou. My voorreg op jou versoek is dat ek nie net aftree nie, of dat ek aftree, maar nie uittree nie. Dankie vir die geleentheid wat jy ook aan my bied, om verder betrokke te bly by die bediening van die gemeente. Dis my 'n baie, baie groot voorreg. En daarom, Arnold, jy is kollega. Jy is mede-pastoor. En ek wil graag vir jou sê, welkom as my vriend. Amen. Amen. Baie dankie. Baie dankie, pastoor. Mag jy die verantwoordelikheid aangenaam vind. Mag jy in hierdie groep mense ondersteuning vind wat jou gaan verder dra Amen. terwyl jy hier bedien. Amen. Baie Amen. seën, baie sterkte, alles Baie van die dankie. beste. Baie dankie, pastoor Sarel. Sjoe, daai is groot woorde om vol te staan. Ek dink kom ons is hy aan, dankie Jakes. Dit maak jou partykeer eintlik bang wanneer jy luister. Nou alles wat jy moet doen. Ek wil net graag vir pastoor Trevor baie dankie sê. Baie dankie vir die mooi woorde, baie dankie vir die vertroue. Hy sal nie onthou nie. Ek het vanoggend met hom gepraat en hy het nie onthou nie. Omtrent 15 jaar terug het hy 'n onderhoud met my en Karen gehad by Sarepta Teologiese College om my goed te keer vir 'n praktiese jaar in bediening. En nou 15 jaar later staan ons en ons gaan eintlik full circle en dis eintlik so groot voorreg en ek wil vir hom baie dankie sê daarvoor. Ek wil baie dankie sê vir pastoor Sarel. Ek wil jou eer, ek wil jou salueer vir 22 jaar in hierdie gemeente. En die grootste kompliment wat ek jou kan gee is om te bou op die fondasie wat jy hier gelê het. Ek wil ook vir Bram en Anne-Marie baie welkom sê. Hulle was saam met ons by die gemeente in Benoni gewees. So ek sê vir hulle baie welkom. Julle kan vir hulle 'n hande klap gee. En ek wil vir my ouers baie welkom sê. Hulle sit daar agter, hulle is baie stil, maar ek wil hulle eer. Kan ek hulle vra om te staan? Ek gaan my pa en my ma vra om te staan. Ek gee hulle net 'n lekker hande klap. Staan net vinnig. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. Baie dankie. Baie dankie. Hulle het 'n groot voorreg gehad om 'n awesome seun soos ek groot te maak. Amen. Amen. Jy gaan my nog leer ken. Ek wil regtig hê jy moet saam met my gesels. As jy instap by hierdie kerk, dan sien jy luister na die Gees. En Daniël het vanoggend so waar gesê,
Die verskil tussen ons en hulle wie Boeddha aanbid, is dat ons God leef. Iemand sê amen. Ons God leef binne in jou, en hy leef binne in my, en hy is hier. En voor op hierdie kerk staan groot geskrywe apostoliese geloofsending. Helene AGS van Suid-Afrika. Is hierdie nog 'n Pinksterkerk? Glo ons nog dat God genees, dat hy doop met sy gees? Ek wil hê jy moet skree amen as jy dit glo. So as ek volgende 'n bietjie opgewonde is, dan is dit omdat ek wil hê jy moet inkoop op dit waarvoor hierdie gemeente staan. As pastoor Trevor sê, dat ons sê ja vir die leerstellings van die AGS, dan sê ons sê ja vir God se gees in ons lewens. En ek wil hê vanoggend jy moet saam met my preek. Is dit reg so? Ek gaan jou nie lank besig hou nie. Ek het Andries beloof, ek is 12:30 klaar, Andries. Nee, ek grap, is 'n grap. Ek het nie dit gesê nie. Maar die Bybel sê dat in die mond van 2 of 3 getuies sal 'n saak vas staan. Amen. Amen. Miskien moet ons dit gou toets. OK. Ek gaan iets sê, dan sê jy amen. OK, hier gaan ons. Die Here is goed. Amen. Kom ons doen nog een. Die Bulle speel goeie rugby. Ja, OK. Nou het ek almal se aandag. Toe 'n engel aan Maria verskyn, sê hy sy gaan swanger word deur die Heilige Gees. En so onmoontlik soos wat dit geklink het, is Maria se reaksie op dit wat die engel vir haar sê. Die engel sê dit mooi, be it unto me according to your word. Al wat sy sê is ja en amen. Op grond van die woord van die Here, be it unto me according to your word. So wanneer daar van hierdie kansel afgepreek word, of dit oom Sarel is, of dit ek is, of dit 'n besoekende prediker is, as daar iets gesê word, dan het ons nodig om Pinkster te wees. Dan wil ek hê jy moet in agreement kom en in alignment sit. Al lyk dit vir jou onmoontlik, al lyk dit vir jou asof dit nie gaan gebeur nie, as jy sal sê op grond van dit wat 'n lewende God sê, be it unto me according to your word, I say amen. Kan ek 'n amen kry? Kan ek 'n amen kry? Ons is 'n Pinkster gemeente. Nou, jy hoef nie Pinksterpark toe te gaan in 'n 1990s konferensie om die Gees te belewe nie. Ons het Pinkster in hierdie kerk. En vanoggend terwyl ek hier voor staan, wil ek vir jou sing, something good is about to happen. So ek wil hê jy moet jou gordel vasstrap en jy moet sê, Here, ek is nie hier om my gewete te sis nie. Ek is nie hier uit tradisie uit nie. Ek is nie hier uit gewoonte uit nie. U Gees leef en die Gees is akkuraat en die Gees is relevant en die Gees gaan iets in my lewe doen. Iemand sê amen. Is jy met my? Ek gaan jou wakker hou, ek beloof jou. Ek gaan jou wakker hou. Ek wil 'n eenvoudige gedagte met jou deel. En pastoor Sydney, jy kan maar bid, hoor. Jy kan maar bid. Jy kan maar bid. En ek wil met jou die eenvoudige gedagte wil ek met jou deel. En ek het gewonder wat ek hom sal noem, so weens 'n for lack of a better word, noem ek hom nuut. Ek wil met jou praat oor 'n nuwe ding, want dit is 'n nuwe seisoen wat ver oggend aangekondig word. Is 'n nuwe seisoen. En wanneer God 'n nuwe ding doen, wil ek hê jy moet verstaan dat die nuwe ding lyk nie soos die ou ding nie. Ek praat met jou oor hierdie eenvoudige gedagte. 'n Nuwe ding. Kan ons gou saam bid. Here, dis u woord. U beloof, u woord sal nie ledig terugkeer nie. Dit sal nie ledig terugkeer nie. Reinhard Bonke het gesê, die woord van God in my mond is net so kragtig soos die woord van God in sy mond. En ek dank U vanoggend dat U woord sal uitgaan. Ek dank U nou vir geploegde grond. En ek dank U, Here, dat U geloof in mense se hart, ons koöperatief as gemeente en as individue, dat U dit doen vanoggend. In Jesus naam bid ek dit en almal sê amen. In Eksodus 17 vers 6 is die Israeliete nou net uit Egipte land uit. Julle ontlei nog 'n klokkie, julle onthou die storie. Hulle was eers in Egipte gewees en hulle is uit Egipte uit. En hulle kom by 'n rots en hulle is dors. Hulle is dors. Soek water.
En die Bybel sê in Eksodus 17 vers 6, praat God, en hy sê, kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan. Ek gaan jou by 'n klip kry, dan moet jy die rots slaan. Wat moet hy doen met die rots? Hy moet hom slaan. En daar sal water uitkom dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oudstes van Israel. So die Here sê vir hom, jy gaan kom by 'n rots, en ek wil hê, jy moet die rots slaan. Ek wil hê jy moet hom slaan met jou staf. Moses het 'n staf gehad wat hy kry in Eksodus 2, waar die Here vir hom vra, toe Moses vol verskonings is, Moses wat moeilik praat, ek weet nie of hy gehakkel het of hoe dit geklink het nie, en hy's vol verskonings, hoekom die Here hom nie kan gebruik nie, en weet jy wat God se reaksie op sy verskonings, die Here vra vir hom, Moses, wat is daar in jou hand? Vanoggend wil ek begin deur te sê, dis 'n nuwe seisoen, en miskien het jy 'n klomp redes om nie betrokke te raak nie. Miskien het jy 'n klomp verskonings om te sê, die Here kan my nie gebruik nie. God vra jou vanoggend, hey, wat is in jou hand? Want jy dink dalk dis min. En Moses antwoord en hy sê, dis 'n staf. En later word daardie staf, die staf van God genoem. So miskien kan die Here die bietjie wat jy het, as jy bereid is om dit oor te gee, vat, en meer daarmee doen. Miskien dink jy dis min, maar dit hang alles af in wie se hande dit is. Dit hang alles af, Andries, in wie se hande dit is. Want dis dalk net 2 visse en 5 broodjies. But if you place it in his hands, then he can do way more with that than you could ever imagine. Hy vra jou nie hoeveel jy het nie, hy vra jou wat is in jou hand. What is it that you are willing and able to surrender for the cause of the kingdom? Dis wat hy jou vra. En hy sê ek het 'n staf, en hy sê met daai staf gaan ek wonderlike goed doen. Nou sê die Here vir hom, as jy kom by 'n rots, wil ek hê jy moet die rots slaan en daar sal water uitkom. Moses kom by die rots, ek gaan jou 3 raaie gee, maar jy gaan 1 raai nodig hê. Wat doen hy? Hy slaan die rots en daar kom water na vore. Is jy nog met my? So hy slaan die rots. In Numeri 20, 4 boeke verder, kom die volk weer op 'n plek waar hulle dors is. Numeri 20 vers 7 en 8. En ek dink ek gaan dalk so 'n paar ekstra verse lees wat nie op die PowerPoint is nie. Maar ek wil hê jy moet mooi hoor. Numeri 20 vers 7 sê dit. So die volk is dors, ons is weer op dieselfde plek. En die Here het met Moses gespreek en gesê, neem jou staf, en laat die vergadering byeenkom, jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan. Sê vir my, wat moet hulle doen? Dis 'n significant beginsel ingesluit hier. Hy sê, spreek julle die rots aan voor hulle oë, dan sal hy sy water gee. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei, en hulle vee laat drink. Hoor wat gebeur, dis nie op die bord nie, luister net. Toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here weg, soos hy hom beveel het. En Moses en Aaron het die vergadering voor die rots laat byeenkom. En hy het vir hulle gesê, hoor tog julle wederstrewiges. Sien Moses se gesindheid. Hy sê, hoor tog julle wederstrewigheid. Julle wederstrewiges, moet ons vir julle water uit hierdie rots uit laat vloei. Hierdie is 'n baie gevaarlike plek. Die gevaar van I've done it all before. Hoor hier so AGS Charisma, ons het dit al voorheen gedoen, met ons vir julle wys, hoe laat ons water uit hierdie rots uitkom. Ons het gesien, die Here kan doen. Dis nie 'n issue vir ons nie. We are God's man. Daarop tel Moses sy hand op en hy slaan die rots. Is dit wat die Here gesê het? En hy slaan die rots 2 maal met sy staf en daar het baie water uitgekom en die vergadering het gedrink en hulle vee. Toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie. Daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan julle gegee het nie. Die Here sê in die begin vir hom, ek wil hê
slaan die rots. Dan slaan hy die rots. Sê die Here vir hom, praat met die rots. Dan slaan hy die rots weer. Want ek is vanoggend hier voor jou, en ons was in Benoni gewees. En hulle was saam met ons in Benoni. En die Here het amazing goed in Benoni gedoen. Maar die grootste fout wat hierdie pastoor en sy vrou kan maak, is om volgende hier te staan en te sê, we've done it all. Want wat gewerk het in Benoni, gaan nie noodwendig werk in die strand nie. You've got to listen to what the Holy Spirit is saying. Nou ek wil vir jou sê, ek het gesien toe jy gestaan het vanoggend, ek het elkeen se gesig gememoriseer. Nee, ek grap. So ek weet jy het commit toe jy my aanvaar het. Ek wil hê jy moet hoor dat God werk nie altyd dieselfde nie. Want as hy 'n nuwe ding doen, dan lyk die nuwe ding nuut. Hy lyk nuut. Okay, dit klink soos 'n eenvoudige stelling, maar dis nie so eenvoudig as jy hom regtig uitmekaar uittrek nie. Moses hulle sê, weet jy wat, ons het dit al voorheen gedoen, laat ons dit weer doen. En die Here sê, omdat jy dit gedoen het, sal jy nie hierdie land ingaan nie. Partykeer doen God net goed anders omdat hy kan. Want waar die Gees van die Here is, daar is nie net vryheid nie, daar is ook 'n nuwigheid. En as ons vanoggend sê, die Here gaan 'n nuwe ding doen, dan sê ons dat daar waar die Gees van die Here sal wees, sal altyd iets vars en altyd iets nuuts wees. Kan ek 'n amen kry? Net so, by the way, kan ek vir jou dit sê, dat God, ons God, en ons gaan baie foute maak. Hierdie pastoor gaan baie foute maak. Andries, hulle weet, hulle het nie 'n perfekte ou beroep nie. Ek prys die Here daarvoor. Gaan baie fout maak, maar God se genade is genoeg vir jou, sy krag word in jou swakheid volbring, dat wanneer jy foute gemaak het, het God die vermoë en die wil, he is ready, willing and able to bring a restoration that you did not expect. Want nou sê die Here, hoor mooi, nou sê die Here vir Moses, jy gaan nie die land sien nie, dis bad. Dis bad. Jy gaan dit sien, maar jy gaan dit nie ingaan nie. OK? Onthou jy in Matteus, is daar die berg, onthou julle die berg van verheerliking? Toe Petrus saam met Jesus daar was, en die Bybel sê hulle is op die berg, en Jesus is daar, en 2 ouens verskyn aan Jesus. Help my gou. 2 ouens verskyn aan Jesus. Wie was hulle gewees? Moses en Elia. Want Jesus Christus het die verskil gemaak. Hoor my mooi. Jesus made all the difference. Amanda, hier kom die revelation. Is jy reg vir hom? Jesus maak die verskil. Want Moses het droog gemaak. Daarom kon hy nie die beloofde land beleef nie. Maar toe Jesus kom, toe kom hy restaurasie vir alles. So toe Jesus kom en hy's op die berg en Moses en Elia verskyn, toe sê Jesus by implikasie vir Moses, Moses, vat aan die grond, hier is jy in die land, wat jy gesê het jy nie sal beleef nie. Voel die grond, Moses. Jy staan in die beloofde land, wat ek gesê het, ek jou heen gaan bring. As gevolg van Jesus, he brings restoration. Dis nie deel van my preek nie, ons gaan nie ekstra offerande opneem vir dit nie. Ek wil net vir jou sê, maak nie saak wat jy gedoen het nie, en ek het 'n klomp van julle nie gegroet nie, was nou nie genoeg tyd voor die diens nie. But Jesus makes the difference. As jy droog gemaak het, he makes the difference. Sy genade is vir jou genoeg. There is no sin he cannot forgive. There is no devil he didn't ruin. You and I are more than a conqueror. Iemand sê amen. Jesus came, die kruis het 'n klomp goed kom verander. The purpose of the cross was the blood. Ek wil jy moet dit onthou. The purpose of the cross was the blood. The purpose of the blood was the Spirit. That His Holy Spirit can remain in you because you are washed with the blood. You are declared holy. You are fully known, fully accepted, highly favored, and much loved. Do you believe that? Say, be it unto me according to your word. Want dis sy verklaring oor jou, jy en hom, en hy en jou.
God wil 'n nuwe ding doen. Ek vat jou na 'n volgende slide toe wat ons maklik quoteer en ek dink pastoor Sydney het dit gebid vanoggend. Jesaja 43 vers 18 en 19 sê: Dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk. Draai na die ou langs jou en sê kyk. Draai ou langs jou sê kyk. Ek wil hê jy moet daai woordjie hoor. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Ek wil hê jy moet kyk. Daar's iets wat jy moet sien wat jy nog nie sien nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Nou sal dit uitspruit. Sal julle dit nie merk nie. Sal julle dit nie sien nie. God sê vir Abraham, sê hy, ek gaan jou lei, Abraham, pak op jou land, gaan na 'n nuwe land wat ek jou sal wys. Hy sê, ek wil jou vat na 'n plekkie, ek kan jou vertel hoe dit daar lyk, maar ek wil jou wys. Want as ek jou vertel hoe dit lyk, as ek jou kan vertel hoe dit lyk, en jy kan dit perceive, jy het 'n frame of reference, 'n verwysingsraamwerk daarvoor, dan is dit nie nuut nie. Ek wil iets wys wat jy nog nie gesien het nie, is wat hy sê. Hy sê so, kom, ek gaan jou die land wys. Ek wil hê jy moet dit sien. Hy sê ek gaan 'n nuwe ding doen en ek bid in Charisma Strand dat ons sal sien 'n nuwe beweging van die Here. Ek bid dat die Heilige Gees preeminensie in elke diens sal hê. Dit beteken dit gaan dalk nie dieselfde wees as wat dit was nie. Dit beteken dalk dat ek nie elke diens gaan uitkom by preek nie. Dit beteken 'n klomp goed, maar ons moet luister na wat die Heilige Gees sê. En as ons dit doen, gaan daar altyd lewe wees. As ons dit kan regkry, gaan elke diens relevant wees. As ons dit gaan regkry, gaan jy uitstap by die deur en voel, die Here het met my gepraat. Want toe jy vanoggend ingekom het en jy jou voete gesit het oor daardie deurdrempel, het die Heilige Gees geweet wat jy nodig het om te hoor. Jy het ingekom en jy het vroom gelyk en jy was happy clappy en maar hier diep in jou worstel jy met iets wat niemand van weet nie. Behalwe hy. En toe jy gekies het om hierna toe te kom, het jy jouself geposisioneer vir God om 'n wonderwerk in jou lewe te doen. This is the day. This is the day. God is 'n nou God, hy's 'n vandag God. Hy sê vandag as jy sy stem hoor. I just feel like something good is about to. I just feel like something good is on its way. He has promised that he'll open all of heaven. And brother and sister, this could be that very day. Is jy reg? Ek gaan dit nie doen nie. God gaan dit doen. And we got to trust him. God het jou 'n nuwe gees. Ek praat met jou oor 'n nuwe ding. En ek wil vir jou sê dat God se gees en nuwigheid is altyd sinoniem, altyd. Altyd. Hy sê hy profeteer Jesaja as hy sê Esegiel as hy sê ek sal jou 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in jou binneste gee. Hy profeteer van die Heilige Gees wat sou kom. Hy sê ek gaan jou 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Sê vir die ou langs jou nuwe gees. Nuwe gees, nuwe gees. En 'n nuwe gees bring nuwigheid. In Romeine 7, en ek quoteer hom dalk klein bietjie buite konteks, is Paulus besig om die verband tussen die wet en genade te hanteer en te verduidelik hoe dit werk. En dan sê hy hierdie ding, hy sê, maar nou is ons ontslaaf van die wet waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die gees en nie in die oudheid van die letter nie. Ons dien in die nuwigheid van die gees. As ons relevant en as ons nuut wil bly, is dit eintlik so eenvoudig. All we have to do is say, come Holy Spirit, and do your will, and have your way in this place. God se teenwoordigheid is altyd sinoniem met nuwigheid. Onthou jy in, ek dink 1 Samuel of 2 Samuel, bring Dawid die ark oor na Jerusalem toe.
En die Bybel sê, hulle die ark wat die teenwoordigheid van die Here verteenwoordig het, sê die Bybel, het hulle na Jerusalem toegebring en dit op 'n nuwe ark gesit. Onthou jy toe Jesus in Jerusalem inkom, het hy 2 disippels uitgestuur en gesê, gaan haal 'n eselsvul waarop nog niemand ooit gery het nie. Because he's into newness. Onthou jy toe Jesus gesterf het, en het hom van die kruis afgehaal, en hulle het hom gaan begrawe, het hulle hom in 'n nuwe graf gaan lê? There's something about newness. And it's brought by the presence of God. Ek was so 'n goeie pastoor sê ek haas my. Die Gees van die Here is hier, nou, vanoggend. En ek gaan jou vra om iets te doen wat jy dalk nog nooit gedoen het nie. Wil jy vir my 'n bietjie musiek aansit nie, Luciel? Dankie. Ons sê, die wat op die Here wag, help my, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Nuwe krag. Psalm 103 vers 5. Dat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Jy sê die Here is in hierdie plek. Ons gaan nou sit aan hierdie tafel van die Here. Maar God wil ook werk vanoggend. God se begeerte na jou is groter as jou begeerte na hom, hoe groot dit ook al is. Ek wil jou vra vir 'n oomblik, maak toe jou oë. Kan vir my klein bietjie harder sit, Luciel. En ek wil hê jy gaan ervaar as jou hart oopmaak, God in hierdie plek, in hierdie oomblik. Ek is nie hier vanoggend om 'n mooi preek te bring nie. Ek het agtergekom die laaste jaar of 2, elke Sondagoggend is 'n geval van lewe en dood. Dit is so ernstig. En ek gaan jou vra, ek gaan iemand op die spot sit dalk. Jy sê, as jy vanoggend hier sit, en jy sit met selfmoord in jou kop, wil jy nie vinnig jou hand opsteek en laat sak nie. Dankie. Dis lewe en dood hierdie. The Spirit of the Lord came to give life. As nog iemand ingesluit wil wees, jy dink aan selfmoord, want jy gaan deur martelinge en jy martel jouself. Jou gewete is besig om jou op te eet. Net gesê, as die Here my nie help nie, ek sal nog vanoggend kerk toe kom. Hier's 'n nuwe pastoor, miskien doen hy iets. Die Here praat met jou vanoggend en moet dit nie mis nie. As jy ingesluit wil wees, steek op my hand en laat sak kom. Vinnig. Ek wil hier moet doen as 'n profetiese aksie. Om jou eie lewe te neem, is nie die antwoord nie. Die Here restoreer jou vanoggend. In die naam van Jesus Christus. As jy hier sit vanoggend en jy sê, Here, ek dien U en ek ken U en ek is op pad hemel toe en ek doen al die goed wat ek moet doen. But Lord, I want something new. Here, ek soek 'n verfrissing van U af, Here. Ek wil hê, I want to be on fire for God. I want to lead people to You. Lord, I want to be whom You want me to be and whom You have made me. Lord, I want the finger of God to touch me. I want Your fingerprint to sit on me. I want in this morning where there is newness, I want You to touch me. Wil jy nie jou hand oplig as jy ingesluit wil wees as ek gaan bid en sê, Lord, touch me. Lord, I surrender this morning. This is a new day, brothers and sisters.
And the Spirit will not disappoint you. To be emptied and filled by Him, to be full of power and full of faith and full of the Holy Spirit. Die Here doen 'n nuwe ding. You will not be the same. I speak His word over you. En dit val op grond en ek wil hê in jou gees moet jy ervaar hoe daai saadjie val in die benatte grond. En die Here sê, gaan jy dit nie sien nie, you will see it. You will see it. I've prepared it. You will see it. I will take you to it. I will take you out of something into something. Ek wil vir my Boeta sê wat sy hand opgesteek het, God doesn't take you out of something and leave you. Hy vat jou uit iets uit sodat hy in jou iets kan invat. So hy wil jou uit dit uithaal want hy het iets vir jou voorberei wat hy vir jou wil wys. Jy sal terugkyk en jy sal sien en sê, is dit wat die Here gedoen het? Dis wat die Here gedoen het. Hy sal jou uit Egipte uit slawerny, uit vrees uitvat in 'n beloofde land wat oorloop van melk en honing. En as hy jou uit hierdie aarde uitvat, vat hy jou in 'n hemel in wat hy vir jou voorberei het. Either way, it's gonna work out good for you. Iemand sê amen. God in this place. He's ready to move. My sussie met die groen hemp, hy's gereed om te beweeg. Hy's gereed om te beweeg. Ek praat met jou. Iemand gaan lê julle hande op haar. Gaan lê jou hande op haar. Die Here is besig met haar. Dankie, dankie. Dankie. God weet. Ek kan 'n show hier voorgee. Ek kan doen wat ek moet doen, maar God ken jou. Die tyd van speletjies in kerk is verby. This is it. We are the hope of the world. And He wants His church all whole and sewn up and ready for war to take in that country, to take in that land that He has promised. Dat mense wat worstel met selfmoord die lewe en die lig sal sien. Ek bid dat U die hemel vir hulle sal oopmaak. Dat hulle sal sien that they have been called and you have put purpose and destiny on their life in Jesus name. En ek dank U daarvoor, Here. Dankie vanoggend. Ek bid dat dit die einde is, Here, van daardie martelende gedagtes. Nie meer nie, my Boeta, nie meer nie. Nie meer nie in Jesus naam. Ons maak klaar daarmee. Ons maak klaar daarmee. As jy met
iemand moet kom praat, dan kom praat jy met iemand. Maar jy deel daarmee en jy maak klaar. Jy is te kosbaar vir die Here om jou te los. Die Here se hand is op jou. Die Here ken jou, gegraveer, nie met potlood geskryf dat dit uitgevee kan word of met pen dat dit uitgetipex kan word nie. Hy het dit gegraveer in jou. Hy ken jou. En Pastoor Trevor het dit gesê vanoggend, Filippense 1:6. Hy, omdat ek juis hierop vertrou dat hy weer goeie werk in julle begin het, dit sal volbring tot op die dag van Jesus Christus. Here, ek dank U dat U elke persoon aanraak. Ek bid vanoggend net in hierdie geheiligde atmosfeer mense opnuut U aanraking ervaar en beleef. Ek dank U daarvoor. Dank U vir tye van verkoeking. Dank U vir tye van verfrissing van die aangesig van die Here sê Handelinge 4. Dank U dat U iets nuuts doen in mense se lewens, iets nuuts in Jesus se naam. As daar iemand is wat die Here vertrou vir 'n nuwe werk, Here, ek bid dat U vir hulle voorsien. As daar mense is wat die Here vertrou vir 'n lewensmaat, bid ek dat U dit vir hulle sal voorsien. Everything we need is in You. You are the answer to it all. En ek dank U dat U dit doen. In Jesus naam. In Jesus naam bid ek vir almal en ek dank U daarvoor. Amen. Amen en amen. Kan die musiek eers vir my aanhou? Hou die musiek eers so vir my. Hou dit eers so vir my. Ons gaan jou met nagmaal bedien. En ek gaan vra dat die persoon met wie gereël is voor my sal kom staan. Ons gaan jou bedien. Net vir ons 3 versies lees. Terwyl hulle vorentoe kom. Markus 14 vers 22 sê, terwyl hulle eet, neem Jesus brood. En nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Hy sê, eet, dit is my liggaam. Het jy al besef dat as jy hierdie brood gaan eet, dit is sy liggaam? Hy neem later die beker, hy sê, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament. Dit moes eintlik vir die disippels 'n skokkende ding gewees het, toe Jesus dit gesê het. Hoe sal jy voel as iemand na jou toe kom en sê, hier is my bloed, drink dit? Wat Jesus gesê het, is dat hierdie is 'n celebration of unity. Ek is in jou en jy is in my. Ons is een liggaam. Ons is soos man en vrou. Die man sal sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou enkleef en hulle sal een vlees word. Hy sê, hierdie is my bloed. Hierdie is 'n bloedoortapping wat jy kry. Dis waarom hier oorwinning in is, as jy sou kies om dit te glo. En ons gaan jou bedien vanoggend met sy liggaam en ons gaan jou bedien met sy bloed. Ons sit so maklik geloof in medisyne en dis reg so. Maar hier's vanoggend 2 ander pille wat jy kan vat. Gee die nagmaal dan dieselfde respek as wat jy medisyne gee. Neem die bloed. Neem die liggaam. Eet dit. Kry dit in jou. There's healing in that. Ons gaan jou bedien met dit, met 'n miracle meal vanoggend. Ek gaan vir ons bid. Ek gaan ons 'n ander lied aansit vir die nagmaal. Ons gaan almal bedien. Ons gaan vra dat jy vir jou kelkie vat of jou broodjie en dat jy dit net gaan hou. As jy dit klaar het, dan gaan ek vra dat die boetas en die sissas wat jou bedien, ek gaan hulle ook bedien en dan gaan ons almal saam eet en saam drink. Is dit reg so? So ek gaan vra Ilse dat jy my sal help. Ons gaan hierdie lied vir jou aansit, kom ons bid net. Kom staan hier by my, kom staan hier by my. Vader, baie dankie vir u liggaam. Baie dankie vir u brood. Baie dankie vir u wyn. Baie dankie vir u bloed. Dankie vanoggend dat ons dit kan geniet. Dat ons die liggaam van die Here kan onderskei.
omdat sommige dit nie onderskei het nie, het baie swak geword en 'n aantal het ontslaap. So ons onderskei u bloed en u liggaam. En ek dank U dat dit sy volle reg kom vanoggend in mense se liggame. Ons seën die tafel van die Here in Jesus se naam. En Vader, ons dank U daarvoor. Amen. Sit so, luister na die lied. Ons gaan U bedien. As little children, we would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about gifts, the giving of ourselves, and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain, all because of love, all because of love. Oh, and we were the reason
Ons gaan net almal hier voor bedien. Jy kan hy lied weer vir my aansit, hoor. Net so saggies. Ek vra voor ek hulle bedien, is almal hier bedien. Niemand oorgeslaan. Hier is nie die tafel van die AGS nie, is die tafel van die Here. Ons wil jou bedien. As little children, we would dream of Christmas Sy liggaam morn, gebreek is ons een liggaam. of all Verskillende the lede. gifts and toys Wat gelyke sorg we vir mekaar. knew Gelyke sorg. we'd Wat hy so find. aan mekaar gesit het dat daar But we geen never verdeeldheid is. realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about gifts, the giving of ourselves, and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain, all because of love, all because of love. Oh, and we were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. I finally found a reason for living. It's in giving every part of my heart to Him. And all that I do, every word that I say, I'll be giving my all just for Him. For Him. And we are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. He is the reason to live. Don't you know the reason that He came? Oh, He came to save us. When He gave His life for us, He suffered and died. To the world that was lost, He gave everything. He gave everything to show us the reason to live. Don't you know the reason that He came? He came to save us. When He gave His life for us, He suffered and died. I don't know how I can thank Jesus. Volgende Sondag nooi iemand saam. Sê hier's 'n mal pastoor hier voor. Jy weet nie wat jy met hom gaan kry nie. Nooi iemand saam. Nooi iemand saam. Voor ons dit doen, Cecile speel gou vir my, net saggies. Kan ek gou weer die mic kry? Ek het vergeet van dit. Karen het gou woord, deel gou. Kom deel gou. Het wou gesê sy moet dit deel. Luister, as dit vir jou is, vat dit vanoggend, gaan skryf dit neer. So wat die Here vir jou sê, dis God spraak. Goeiemôre gemeente. Ek
Ek wil net graag met julle deel. Terwyl ek hier sit, ervaar ek net Jesaja 43 vers 1 tot 3. But now thus says the Lord, who created you, O Jacob, and he formed you, O Israel. So ek wil daar insit, O Charisma. Sit jou naam daarin. He who created you, Charisma Strand. And who formed you, O Charisma Strand. Fear not, for I have redeemed you, and I have called you by your name. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Die beeld wat by my bly, is soos as ek so met my dogters maak. Dis hoe God vanmôre met jou maak. En vir jou sê, ek is met jou, en ek is saam met jou. Maak nie saak waar jy gaan nie. So jy is my vir Dani gees, Here Klaas. Dankie. Prys die Here. Ons wil